Geliefdes, ons toetrede tot vanmôre se erediens kom uit Gesang 176. Ons sing dit staande, Gesang 176. Dankie dokter. Gemeente, daar in Eksodus lees ons, die Here sê, ek is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, en ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, laat ons antwoord op die Here se seëngroet met die sing van Gesang 177 en ons gaan dit 2 keer sing. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 235 vers 1.
In Lukas 22 vers 15 lees ons waar Jesus sê: Ek het baie daarna uitgesien om hierdie Paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sal nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God se volle betekenis gekry het nie. Jesus het ook direk na die woorde die nagmaal ingestel sodat ons nooit sal vergeet van sy beloftes. Met die belofte en verwagtinge kan ons nou ons geloof in die drie-enige God bely. Ons sing staande uit Gesang 260 vers 11. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vandag die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte kom daar uit die Ou Testament, daar uit Eksodus hoofstuk 12. En dan gaan ons saam lees uit die Nuwe Testament, ook daar uit die Evangelie volgens Lukas hoofstuk 22. Maar geliefdes, voordat ons saam lees uit die woord van die Here terwyl hy so sit, kom ons sluit ons oë in gebed. Heer ons God, ons rots, ons anker. U ontvang ons vandag hier as eregaste. Ons dank U daarvoor, Here. Dankie vir hierdie besonderse uitnodiging om feesgenote te wees aan die tafel. En daarom bid ons, Heer, dat hierdie vir ons in die volle sin van die woord 'n ontmoetingsgeleentheid sal wees, 'n ware erediens tot eer van U, maar ook in diens van U. Ons bid, Heer, dat hierdie oomblik ons in die hart en die geloof so sal aangryp, dat ons waarlik in ontmoeting sal tree met U Seun Jesus Christus. O Heer, ons dank U dat hy sy lewe vir ons gegee het. Dat hy in ons plek ons sondes op hom geneem het. Vader, sal ons ooit ten volle die waarde daarvan kan begryp. Die betekenis daarvan werklik met ons menslike denke kan vasvang. Maar U Seun het dit vir ons moontlik gemaak, dat ons vandag hier by een mag wees as U kerk, as sy liggaam. Daarom bid ons, Heer, seën hierdie samesyn. Maar Heer, ons gaan ook nou uit U woord lees, en so bid ons, dat U ook weer hierdie woord vir ons sal ontsluit, dat ons ook die diepere betekenis sal vind in hierdie woord van U. Vader, daar is so baie broers en susters, so baie wat deel is van U liggaam, wat in hierdie oggenduur daar buite rond beweeg. Ag Vader, ons bede is vir inkeer, ja, vir bekering, dat broers en susters in die geloof oor die wêreld heen
weer die weg sal vind na u woord en na u gemeenskap van gelowiges. Daar is soveel ellende en soveel probleme daar in hierdie ou wêreld. Daar is soveel mense wat worstel en stoei, wat op soek is na oplossings en antwoorde. Ons weet, en ons dank U dat ons weet, U is die antwoord, U is die oplossing. Dankie Here dat ons vanmôre weer hier kan kom sit, versterk kan word in die geloof, en weet, U is met ons op pad. Ons het hoop, 'n vaste sekerheid. Vader, daarvoor loof en dank ons U. Maar ons vra ook, Here, vergewe ook ons sondes, en wat daar ook al in ons harte vanmôre mag leef, of daar 'n storm is wat woed in ons gemoed, vra ons, Here, dat U dit tot bedaring sal bring, dat daar kalmte sal intree, en dat ons hierdie ontmoeting, ja Heer, hierdie ontmoeting sal ervaar as geloofsgroei, as verdieping in ons verhouding met U. Dat as ons hier uiteengaan, dat ons veel ligter sal wees, dat ons sal besef ons is begenadigdes. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Liefdes, daar uit die Ou Testament lees ons daar uit Eksodus hoofstuk 12, daar vanaf vers 1 tot en met vers 14. In die Kanselbybel is dit op bladsy 81. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê: hierdie maand moet julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud ramlam sonder gebrek moet julle kies. Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van die maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan laatmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en dit smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyne by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brood en bitterkruie moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou is of in watergaar gemaak is nie, maar net as dit oor die vuur gebraai is met sy kop, pote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet, met die heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstokke in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die Pasga van die Here. Ek sal daardie nag deur Egipte land gaan en alle eersgeborenes in Egipte land tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipte land tref nie. Hierdie dag moet vir julle dien as 'n herinneringsdag. Julle moet dit as 'n fees ter ere van die Here vier. As 'n voorskrif wat altyd vir julle nageslagte geld, moet julle die dag feestelik vier. En dan, geliefdes, lees ons saam daar uit die Nuwe Testament
uit die evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 22, daarvan af vers 14. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleun. Toe sê hy vir hulle: Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het gesê: Neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Maar kyk, die hand van die een wat my gaan verraai, is saam met my aan tafel. Want met die seun van die mens sal dit gaan soos wat dit bepaal is. Maar weet daardie man deur wie hy verraai word. Hulle het mekaar toe begin afvra wie van hulle dit tog sou wees wat so iets sou doen. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord het ook gesê: Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Liefdes, die teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte daar in Lukas hoofstuk 22 vers 15. Toe sê hy vir hulle: Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Liefdes, verlede week na die erediens gaan besoek ek gou vir tannie Magda in die hospitaal. En toe ek nou terugkom, toe is ek nou lus vir iets vir nagereg. En ek stop daar by winkelsentrum, almal ken dit daar by Meywil. En ek stop toe nou aan die verkeerde kant van die sentrum, ek moet nou deur die hele winkelsentrum loop om aan daardie kant van Checkers te kom waar die nagereg is. Maar onmiddellik val iets my op. Daar's mense. Baie mense. Soos wat ek kan onthou op 'n Saterdag. Die parkeerarea staan vol karre. Wat nog meer interessant is ons mense. En nie weet wat daarmee bedoel word. Maar wat my verder opval, dit was so rondom 11:00 gewees. Hierdie mense kom nie van die kerk af nie. Want dit is onmoontlik, want die meeste eredienste in hierdie omgewing stop maar rondom 10:00. Sou mense nou eers huis toe ry en ander klere gaan aantrek en dan dorp toe gaan. En dit word toe ook bevestig, want toe ek so uitbeweeg, toe is daar 'n familie, ouma en oupa met die kinders en die kleinkinders wat van die kerk afkom, en so by die deur uit is daar 'n bejaarde egpaar wat van die kerk afkom. En nou tipies soos dit nou maar is as predikant, klim ek in die kar en ek ry en ek wonder by myself, wat moet 'n mens doen om ons mense weer terug te kry in die kerk? Anders gesê, wat moet ons doen dat ons mense weer die erns besef van geloof? En dis nogal 'n baie belangrike vraag. Interessante vraag. Want nou is daar 'n klomp gedagtes wat by 'n mens opkom, wat 'n mens kan doen en wat 'n mens nie moet doen nie. Want 'n mens kyk daarna natuurlik vanuit 'n kerklike perspektief. Nou weet ek, daar's baie wat al gekom het en gesê het en vergelyk en sê, ja, maar by daardie kerke daar in Zambesi is die mense in massas. Sondag staan die karre. Maar broer en suster, as ons nou al, kom ons sê die tradisionele protestante, by mekaar bring op 'n Sondag, en ons het ook 'n kerkgebou hierdie kant van die berg op, sal daai kerk ook uit sy nate uitbars. So dit lyk ook indrukwekkend, maar dit is ook nie werklik so indrukwekkend nie. Wat gaan mense terugbring by die kerk? Want Februarie maand is tradisioneel ook nagmaalmaand. Baie gemeentes het verlede week al reeds nagmaal gevier.
Hou hierdie vraag 'n bietjie in gedagte. Dit bring ons by die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, die 2 gedeeltes wat ons saam gelees het. As ons sou vra oor wanneer nagmaal ingestel is dit vir ons almal maar 'n eenvoudige antwoord. Die Here Jesus het die nagmaal ingestel in die nag, soos ons altyd hoor, voordat hy uitgelewer is. Maar ons weet ook dat die nagmaal se spore eintlik baie verder terugstrek. Ons vind dit reeds daar in die Ou Testament, soos ons vanmôre gelees het daar uit Eksodus uit. Nog interessant ook, dat die Pasga was in 'n sekere sin ook nie heeltemal iets unieks nie. Dit kom ook maar van 'n ou gebruik. Die ou veeboere in daardie wêreld wat in die lente altyd met hulle vee gaan trek het na groener weivelde of nuwer weivelde, het 'n bepaalde gebruik gehad om 'n lam te slag en dan daardie bloed aan hulle tentpale te smeer, want hulle het geglo dat dit die bose geeste sou weghou van hulle kudde en dat hulle 'n baie geseënde seisoen sou hê. Maar die Here Jesus, God, gebruik hierdie gedeelte, hierdie gebeurtenis. En later natuurlik die Here Jesus ook, want die volk het dit natuurlik nog baie goed geken. Onthou, aanvanklik was die Israeliete ook maar slawe gewees en hulle het gewerk by die Egiptenare se vee ook. En later sou hulle ook nomade wees. Hulle sou ook met hulle vee in die woestyn reis. So hulle het hierdie gebruike baie goed geken. Maar God kom en gebruik hierdie bekende gebeurtenis en gee dit 'n totaal nuwe inhoud. Interessant, dalk net so 'n kantopmerking met die Israeliete onder ons volk, want dis van ons mense wat ons bitter graag Jode of Israeliete wil wees. Ekskuus, nie Jode nie, Israeliete wil wees. En hulle het elke jaar rondom Kersfees 'n geweldige geveg met Kersfees, dat dit nou ou heidense gebruik is. Ja, wel, hulle wat so vreeslik fokus ook op die Paasfees, dink ek dit is goeie nuus om ook die mee te deel. Dit ook maar 'n ou gebruik was wat nuwe inhoud gekry het. God gebruik dit wat bekend is en gee dit nuwe inhoud. Die fokus op hom. Maar broer en suster, daardie Paasete of Pasga soos ons lees in die Bybel, het ook unieke inhoud gekry. En ons lees daarvan, ons het dit gelees vanmôre daar uit die gedeelte uit Eksodus uit. Hierdie mense moes gereed wees, behalwe vir die bloed wat hulle aan die deurkosyne gesmeer het, en die lam wat geslag was, is daar 2 baie belangrike sake wat ons vanmôre na moet kyk. Die eerste saak is, hulle bevind hulle self in krisis. Wat was daardie krisis? Daardie krisis het oor geslagte gekom. Hulle was slawe gewees. Hulle is onderdruk. Hulle is uitgebuit. Hulle het geen hoop gehad op 'n toekoms nie. Hulle het maar geleef van dag tot dag. En so het hulle ook maar natuurlik binne hulle bepaalde omstandighede ook maar probeer om ook maar sin en betekenis aan hulle daaglikse bestaan te gee. Tipies mens. Maar die belangrikste is, daar was 'n krisis. Dit het met hierdie volk moeilik gegaan. En so lees ons dan ook in die woord van die Here dat hulle by verskeie geleenthede tot God gebid het. Want hulle het geweet van die beloftes wat die Here aan Abraham gemaak het. En hulle wag. Hulle wag op God se ingryp. Hulle wag dat daar iets moes gebeur. En dan gebeur dit as God vir Moses stuur. In ander woorde, hulle bevind hulle self in krisis. Hierdie krisis word trouens nog verder gevoer as die Here by daardie volksvergadering praat oor die naderende dood. En ons ken die geskiedenis, ons weet wat met die eersgeborenes van Egiptenare gebeur het. Jy kan nie self maar dink dat hierdie volk baie angstig was. Aan die een kant was daar hierdie dreigende dood wat God sou bring, maar aan die ander kant was daar ook die Egiptenare, en ons weet uit die geskiedenis uit, en die Israeliete het die Egiptenare baie goed geken, het geweet wat 'n gedigte oorlogsmasjien hulle gehad, en hulle het geweet dat die Farao hulle nie net sou los. So hulle was bang vir die Farao ook. Maar tog vertrou hulle God. En in die tweede plek sien ons dat hulle opdrag kry om gereed te wees.
Hulle moet aangetrek wees. Hulle moet gereed wees om te trek. Daarom die ongesuurde brood. Daar was nie tyd gewees vir meel om te ruis nie, vir deeg om te ruis nie. Nee, hulle moes gereed wees. Daardie vleis moes gebraai word, nie gekook word nie, maar hulle moes gereed wees om te trek. Want met hierdie trek was daar hierdie belofte van God. 'n toekoms, 'n adres. Hulle het 'n rigting gehad waarin hulle kon beweeg. Vir die eerste keer het hierdie mense saam met hierdie angs en bang wees nou iets gehad, iets begin ervaar van hoop, van uitkoms. Al het hulle dit nie mooi verstaan nie. Maar broer en suster, hierdie Pasga, hierdie Paasmaaltyd word gebore in die uur van nood, in krisis. Dit gaan nie goed met die volk nie. Daar's baie onsekerheid. Maar is 'n krisistyd. En nou geliefdes, kom ons by die gedeelte wat ons gelees het in die Nuwe Testament, hier uit Lukas hoofstuk 22. 'n Gedeelte wat ons baie goed ken, 'n gedeelte wat ons môre ook weer gaan aanhaal as ons die nagmaal bedien. Maar ons lees ook in die tyd van die Here Jesus was daar ook krisis gewees. Ja, die volk was ook geonderdruk, destyds deur die Romeinse owerheid. Hulle het ook 'n bepaalde verwagting gehad van 'n tipe figuur soos 'n Moses wat sou kom, die Messias. Here Jesus wat sy verskyning maak, die antwoord op hulle gebede. Hulle het hierdie hoop gehad dat hierdie man vir hulle bevryding sou bring in hierdie krisis waarin hulle leef. Maar net hier teen die einde van Here Jesus se bediening is dit baie duidelik dat hierdie man hulle sou teleurstel. En hy verwoord dit ook by 'n paar geleenthede. En ook in die gedeelte wat ons môre saam gelees het. Waar die Here Jesus sê hier in vers 15. Ek het dit van harte begeer om hierdie Pasga, hierdie Paasmaaltyd saam met julle te gebruik voordat ek sou ly. En dan beskryf hy dit verder ook dat hy verraai sou word en ons weet wat daarna sou volg. Met ander woorde, in hierdie krisistyd word nagmaal ingestel. En nou kan ons uit die nagmaal ook bepaalde lyne trek, soos uit die Paasmaaltyd. Soos ons reeds gesê het, broer en suster, dit ontstaan uit 'n krisistyd. Dit het swaar gegaan, daar was 'n klomp onsekerheid. Hierdie disippels het nie verstaan wat die toekoms inhou nie. Maar God reageer op hulle hulpkreet. Ja, God het gereageer destyds in die Ou Testament op die volk wat uitgeroep het vir hulp. In die Nuwe Testament reageer God ook op die krisis, alhoewel die mense daardie krisis anders verstaan het. Vir hulle was die krisis hierdie politieke militêre oorheersing deur 'n wêreldse owerheid. Hulle het 'n beter lewe gesoek hier op aarde, weer 'n tyd soos in Dawid. Maar die krisis wat die Here Jesus kom aanspreek, is die krisis van die sonde. Want alhoewel God sy volk destyds in die Ou Testament bevry het van hulle slawernyskap onder die Egiptenare, het hulle nooit losgekom om slawe te wees van die sonde nie, en daarvan getuig die Ou Testament en soveel gebeure waar ons lees dat hierdie volk maar slawe was van die sonde, vasgevang, elke keer maar weer gestruikel en geval het. Maar die Here Jesus kom juis om hulle daarvan te bevry. Verder sien ons ook dat God daar by daardie geleentheid sy volk bymekaar gekry het en ook later, soos ons lees ook by Sinaï, die verbond herbekragtig het, hierdie verhouding. Hulle sal vir hom 'n volk wees. En God kies hierdie volk uit hierdie slawe. Daar was baie beter volkere gewees met wie God 'n verbond kon sluit, maar hy kies hierdie mense wat slawe was. So kom die Here Jesus ook
en maak vir hom 'n volk bymekaar, sy liggaam, die kerk. En as ons ook so gaan kyk na die Nuwe Testament, en ons lees ook maar van die disippels, later die apostels, ons lees ook van daai vroeë gemeentes, ons lees ook maar van die struwelinge wat daar was, verlede week as ons ook gaan kyk het weer daarna die gemeente daar in Korinte, dan sien ons ook dat dit ook nou nie prysenswaardige groep mense was nie. Maar God maak vir hom 'n volk bymekaar, 'n kerk bymekaar deur sy seun Jesus Christus. En daar in die Ou Testament lees ons waar hy 'n belofte maak van 'n beloofde land. Christus kom ook en maak ook 'n belofte van 'n beloofde land. Die oorwinning oor die dood, die ewige lewe, om weer by God te kan wees. Maar in die Ou Testament het die Here ook destyds vir sy volk gesê, julle moet hierdie gebeurtenis onthou. Julle moet dit in herinnering roep. Julle moet dit nooit vergeet nie. Julle moet dit jaarliks vier. En daarom het hulle dit ook altyd so nougeset gevier, ook in die verband van 'n huisgesin. Ons het verlede week ook daarna verwys. Ook weer aangetrek, omgord. Daardie kos wat hulle geëet, die bitterkrye, die ongesuurde brood, die wyn, alles wat hulle moes laat herinner, daardie lam. En dit was nie net 'n herinnering om soos 'n historiese gebeurtenis nie. Hulle ook weer in beweging bring. Hulle moes onthou dat God het hulle gestuur met 'n duidelike opdrag. Hierdie verhouding tussen God en sy volk was 'n kragtige, 'n dinamiese verhouding gewees. Ons moet nooit daardie gedagte van die verbond vergeet nie, broers en susters, waar die Here sê sodat julle ook 'n seën kan wees vir die ander nasies. Hulle kon nie maar net passief wees nie, hulle moes voluit leef, en hulle moes hierdie gebeure onthou, maar dit ook leef. Hulle is God se geroepe volk, hulle is God se gestuurde volk. En so was dit ook met die instelling van die nagmaal gewees. Here Jesus sê, doen dit tot my herinnering. En hy stel dit juis in as hulle hierdie Paasmaaltyd gedenk, dan is dit met hierdie selfde gedagte, nie net om net terug te dink nie, maar om ons ook in beweging te bring, dat ons nooit moet vergeet wat hy vir ons kom doen het nie. Nou kom die vraag weer vanmôre, wat moet ons doen? Laat ons ou volkie, ons mense, ons broers en susters weer terugkeer na die huis van die Here, en praat nie van 'n kerkgebou nie, dat hulle sal besef, hulle is deel van God se huisgesin, Christus se liggaam, soos ons verlede week ook na verwys het daar uit 1 Korintiërs hoofstuk 11. Weet jy broer en suster, die tragiese is krisis. Gaan lees die Bybel. Elke keer wat die volk afvallig geraak het, hoe die volk weer tot inkeer gekom? Krisis. Elke keer krisis. Gaan kyk na die geskiedenis van die kerk. Wanneer die kerk weer die regte weeg gevind, ons dink aan die reformatie, en daar's talle ander voorbeelde uit die kerkgeskiedenis. Die finale jaar is ook nou besig met die kerkgeskiedenis, ook in ons eie Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis, ook in ons eie ou kerkie se geskiedenis. Wanneer daar weer verdieping plaasvind, wanneer daar weer bekering plaasvind, wanneer is daar weer gedink oor die erns van geloof? Krisistyd. Ja, broers en susters, verlede week staan en kyk ek so en ek sien Hoompie is so 70% vol en jou plekkie langs aan Elmas is so 90% vol. Nou wonder 'n mens nou maar, die gemiddelde nagmaaltafel, hoeveel persentasie is dit vol? Ons is tog maar te dankbaar as ons kom by 'n 30 of 'n 40%. Dan besef 'n mens al wat dit gaan regtrek. En dalk ook nie hierdie huidige generasie nie. Dis krisistyd. En weet jy broers en susters, baie kere dink ek is ons maar soos daardie ou veeboere daar in die Ou Testament, wat 'n klomp rituele en 'n klomp gebruik het om tog maar net dit te bewaar en te beskerm wat vir ons belangrik is. En ons as moderne mense leef eintlik in 'n baie slegte tyd in 'n sekere sin. Want kom ons sê dit nou maar vanmôre, want dis tog wat die meeste mense leef. Jy kan maar seker wees,
Daar's meer mense vandag by winkelsentrums as in kerke. Dit God nie nodig nie. Ons moet dit sê. Die mense in vandag se tyd het God nie nodig nie. Ja, sê dat krisisse regtig minder is nie. Ons hoor ook daar's baie profeseë oor wat gaan kom. Die wêreld is deurmekaar. Ons hoor dalk nou weer van 'n dreigende oorlog daar in die Midde-Ooste. So kan ons talle voorbeelde opnoem. Maar ons is nie bekommerd nie, want ons sal dit self hanteer. Ons het die wapentuig, ons het die wêreldleiers, ons het die diplomate, noem dit maar op. Die mens van vandag glo, hy het God nie meer nodig nie. Maar die interessante is dat dit is nie die eerste keer wat die mens tot daardie gevolgtrekking gekom het nie. Daar's talle geleenthede in die Bybel waar God se eie volk dit ook maar geglo en gesê en geleef het. Wat gaan die mens weer op sy knieë bring, broer en suster? Krisis. Dis die hartseer. Maar in krisistyd gebeur daar ook mooi goed. Soos ons gelees het vanmôre met die instelling van die Pasga. En waar God inderdaad sy beloftes gestand gedoen het met sy volk was, hulle gered het van die dood, hulle in die beloofde land gebring het, ons ken dit. Maar ons fokus is op die Nuwe Testament met die instelling van die nagmaal. Want die Here Jesus het geweet, dit is krisistyd. Sonde bring krisis. Menslike bestaan is krisis. Daarom dat hy die nagmaal instel, om ons weer terug te vat na hom. Gefokus op, onthou verlede week se preek, die verwysing na die ou kerkvader. Augustinus wat gesê het, die doel van nagmaal is om weer in ontmoeting te kom staan met Jesus Christus, om as ware weer Christus te ontmoet op 'n besonderse wyse. Broer en suster, ons wat hier sit, hoef nie 'n krisis af te wag nie. Reeds gesê, die lewe is maar krisis. Lei na die dood. Maar ons het daar die voorreg en genade om te besef dat in hierdie krisis van die lewe is God met ons. En het ons as sy gemeente, as sy kerk, as sy liggaam die voorreg om vanmôre hier aan die tafel te kan kom aansit, om versterk te word in die geloof, om mekaar se hande te kan vat en hierdie toekoms te kan instap, want ons weet daar is hoop, ons weet daar is vir ons 'n adres, ons weet ons is nie alleen nie. Waarvoor ons kan bid en wat ons kan doen is om gereed te wees. As ons hier uitgaan vanmôre met die evangelie, broers en susters, om daar te praat en vir mense die antwoord te bied. Wat is die antwoord in krisistyd? Broer en suster, antwoord op krisistyd is om nie inkopies te gaan doen op 'n Sondagmôre of iewers by 'n eetplek te gaan sit saam met jou geliefdes en dan voel jy beter vir die week wat kom nie. Nee. Die antwoord op krisis, die antwoord op die lewe is om saam met medegelowiges te skaar rondom die woord van God en in die besonderse om vanmôre aan die tafel waar hierdie woord vir ons op 'n sigbare wyse na vore gebring word. Daarom, broer en suster, is ons as gelowiges nie so paniekbevange en angstig oor krisistye nie. Want ons weet God is met ons. En daarom, reeds gesê, laat ons beywer, soos die opdrag ook is, om die evangelie te verkondig. Mag vanmôre se ontmoeting hier aan die tafel ons weer inspireer om met woord en daad die evangelie te gaan verkondig tot eer van God. Ja, geliefdes, krisistyd is eintlik genadetyd. Amen. Geliefdes, terwyl ons so sit, laat ons onsself voor God verootmoedig en met ware geloof bid, dat die Here ons deur sy genade sal laat deel kry aan sy nagmaal. Kom ons sluit ons oë. Barmhartige God en Vader, ons bid
dat U in hierdie nagmaal waarin ons die verlossende betekenis van die bittere dood van U geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep. Deur U Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons al meer aan die Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op Hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en bloed van Jesus Christus, ja, met Hom, ware God en mens, die enigste hemelse brood. Gee dat ons nie verder in ons sondes leef nie, maar dat Christus in ons leef en ons in Hom. So het ons dan waarlik deel aan die nuwe en ewige testament en verbond van die genade. Versterk ook so die ontwyfelbare wete, dat U ewig ons genadige Vader is, wat ons sondes nooit meer sal toereken nie, en dat U ons as U geliefde kinders en erfgename, liggaamlik en geestelik met alles wat nodig is, sal versorg. Skenk aan ons U genade, om sonder huiwering ons kruis op te neem, ons self te verloon, ons verlosser te bely, en hoe neerdrukkend die omstandighede ook al is, met volharding te bly hoop op die koms van Jesus Christus uit die hemel, wanneer Hy ons sterflike liggame soos Sy verheerlikte liggaam sal maak, en ons tot in ewigheid by Hom sal neem. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, as voorbereiding vir die nagmaal, sing ons nou saam uit Gesang 512, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Geliefdes, u word namens die ouderlinge van hierdie gemeente uitgenooi om aan die tafel van die Here te kom aansit, ook as daar lidmate is van ander gemeentes en u die vrymoedigheid het om in die tuisgemeente nagmaal te bedien
en dan ook as u deel is van 'n geloofsgemeenskap wat onder dieselfde belydenis verkeer as ons, dieselfde belydenis grondslag. Geliefdes, kom sit aan en smaak dat die Here vir u goed is. Geliefdes, om dan nou met die ware hemelse brood, Christus, gevoed te word, moet ons geen verwagtinge van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons in die geloof op Christus Jesus rig wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak aan die regterhand van sy hemelse Vader optree en waarheen die betrokke geloofsartikel ons ook wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefdes, die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit elke keer tot my gedagtenis. So die Here Jesus ook die beker van danksegging geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want elke keer wat ons van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig ons die dood van die Here totdat hy weer kom. Geliefdes, laat ons nou vervolgens nadink oor die doel waarvoor die Here sy nagmaal vir ons ingestel het. Dit is dat ons dit moet doen tot sy gedagtenis. Ons gedenk hom in die nagmaal deur die volgende in geloof en ook in vertroue te aanvaar. Jesus Christus is soos van die begin af aan die aardsvaders beloof, deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur. Hy het mens geword soos een van ons, en hy het die toorn van God, waaronder ons eintlik die ewige dood sou moes sterwe, van die begin van sy menswording af tot aan die einde van sy lewe op aarde vir ons onthaalwe verduur. Hy was namens ons volkome gehoorsaam aan die wet van God en het vir ons vryspraak bewerk. Die las van ons sonde en van die toorn van God daarop het so swaar op hom gedruk dat die sweet hom in Getsemane soos bloeddruppels afgetap het. Daar is hy gevange geneem, sodat ons vry kan uitgaan. Daarna het hy talle beledigings verduur, sodat ons nooit tot skande gemaak sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons in die oordeel van God vrygespreek kan word. Meer nog, hy het sy geseënde liggaam aan die kruis laat spyker om as ware die skuldbewys van ons sondes daarin vas te naal, sodat hy die vervloeking wat op ons moes neerkom, op homself geneem, sodat ons met sy seëninge vervul kon word. Hy het homself aan die kruis uit verneder en liggaamlik en geestelik die allerdiepste ellende en angs van die hel ondervind, sodat hy hardop uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Dit alles, sodat ons altyd by God kan wees en nooit deur hom verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy deur sy dood en bloedstorting die nuwe en ewige testament, die verbond van die genade en versoening bekragtig, toe hy gesê het, dit is volbring. Geliefdes, ons sing nou saam daar uit Gesang 504, strofes 1.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees.